Wat is boekhouding en waarom is dit so belangrik vir jou besigheid? Daar's geen manier om dit te vermy nie. Boekhou is soos die hartklop van enige besigheid. En soos die hart vir die liggaam pas aangee, is finansies 'n besigheid se pas aangee. Maar wat is boekhouding? Daar's baie mense wat rekeningkunde en boekhou probeer skei met definisies, maar boekhou is deel van rekeningkunde en die eerste fase van die rekenkundige proses. Rekeningkunde verskaf finansiële inligting deur finansiële state of bestuurstate, wat die samevatting van finansiële inligting vir 'n sekere tydperk is. Daardie inligting is die basis van alle ontledings ten opsigte van kontantvloei, winsgewendheid van 'n besigheid, die bestuur van die korttermyn of langtermynbates en ook finansieringsopsies wat die besigheid kan bekostig. Boekhou kan dus gedefinieer word as die proses waar finansiële transaksies geproseseer of te boek gestel word en vorm die belangrike deel van die rekenkundige proses. 'n Onbetroubare boekhoustelsel kan nie anders as om onbetroubare inligting te gee en 'n slegte gewoontes, slegte besluitneming of slegte wanbestuur 'n onvermydelike gevolg. Waaruit bestaan boekhouding? Ons kry verskillende tipes transaksies en al die transaksies moet op rekord geplaas word. Kom ek verduidelik met 'n kort voorbeeld. Kom ons veronderstel daar's 'n besigheid en hy word besit deur meneer Eienaar. Die besigheid verkoop meubels en het 'n winkel in Pretoria en hy kan internetbestellings ook op 'n webtuiste vat. Meneer Eienaar het 3 werkers, meneer winkelassistent, mevrou boekhouer en meneer bestuurder. Met die voorbeeld gaan ek gou sommige tipe transaksies vat om vir jou duideliker beeld te gee van wat boekhouding is. Die eerste tipe transaksie is jou gewone kontanttransaksies, waar daar geld dadelik ontvang word met kontantverkope. So veronderstel nou mevrou kliënt loop in die winkel en koop 'n lesenaar en gee die kontant vir meneer winkelassistent. Daardie transaksies het tot gevolg dat voorraad verminder en die kontant word meer. Die kontant sal later gedeponeer word en in die bankrekening op die bankstaat verskyn. Die transaksie se volledige proses moet nou deur mevrou boekhouer te boek gestel word. 'n Onakkurate stelsel kan maklik diefstal van hierdie kontant of die voorraad tot gevolg hê. Dan 'n voorbeeld van 'n gewone kontant betaaltransaksie. Kom ons veronderstel meneer bestuurder gaan koop voorraad by Makro en hy betaal met die besigheid se bankkaart of met 'n kredietkaart of 'n debietkaart. Al word dus voorraad ontvang en daar is ook 'n betaling wat weer op die bankstaat gaan verskyn. Mevrou boekhouer moet dan ook hierdie te boek stel en sy moet die faktuur vanaf meneer bestuurder kry om die inligting wat presies gekoop is in die stelsel in te lees. Weereens sou 'n onakkurate boekhoustelsel die risiko vergroot, waar meneer bestuurder dalk 'n klomp goedere gaan koop, waar party vir die besigheid is en party sommer vir homself is, want daar is nou net een transaksie gewees. 'n Ander tipe transaksie wat ons ook kry, is jou kredietverkope, of soos dit bekend staan debiteure. Veronderstel nou, mevrou kliënt kom weer in, maar die keer koop sy slaapkamerstel op skuld. Dit beteken, die geld is nog nie ontvang nie, maar die voorraad is klaar weer uit die besigheid uit. Mevrou kliënt sal dus later betaal, maar daar moet baie akkurate boekhouding gehou word om hierdie geld weer in te vorder. State van die uitstaande geld moet ook aan die kliënte gestuur word om die geld vroegtydig in te vorder. Sou die boekhoustelsel dan nie akkuraat wees nie, word inkomste en veral dan kontantvloei onder geweldige risiko geplaas. Akkurate boekhouding sal weer verseker dat die uitstaande geld betyds ingevorder word en ook die totale verkope sal weerspieël. Die laaste tipe transaksie wat ek met 'n voorbeeld wil verduidelik is nou as jy hierdie aankope op krediet sou doen. Veronderstel nou weer meneer bestuurder gaan na Makro toe en hy koop voorraad op die besigheid se rekening. Daardie faktuur sal eers later betaal word, maar ons het klaar weer die voorraad ontvang. Dit word dan beskou dat Makro is 'n krediteur. Makro sou dan nou weer vir ons 'n staat stuur wat vergelyk moet word met al die fakture wat mevrou boekhouer van meneer bestuurder afgekry het. Sou hierdie boekhoustelsel nie akkuraat wees nie, word uitgawes en veral weer kontantvloei onder risiko geplaas. Weereens word wanbestuur en diefstal 'n risiko met 'n onbetroubare stelsel. Akkurate boekhouding sal verseker dat uitstaande skuld en verskaffers betyds betaal word en ook die totale aankope wat gemaak is en die voorraad wat beskikbaar is, sal reg weerspieël. Nou kom ons vat die vorige paar voorbeelde en som dan op wat behels boekhouding. Boekhou is om rekord te hou van alle inkomstes wat ontvang is, uitgawes betaalbaar en inkomstes wat nog moet ontvang word.
Dit is sodat finansiële inligting betroubaar en tydig beskikbaar is om die besigheid te bestuur en belangrike besluite te neem. Nadat ons na basiese boekhoudtransaksies gekyk het, kom ons kyk hoe dit gedoen kan word en wat die voordele van 'n goeie boekhoudstelsel is vir 'n besigheid om te kan bestuur. Boekhou kan op verskillende maniere gedoen word. Dit kan gedoen word met rekenaar of selfs per hand. Dit kan met 'n boekhouprogram gedoen word of dit kan uitgekontrakteer word na 'n boekhouer of besighede wat rekenkundige dienste verskaf. Elke besigheid is anders en word die manier waarop die stelsel gedoen word daarvolgens bepaal. Net 'n paar voordele van effektiewe boekhouding sluit die volgende in. Dit verskaf nodige inligting om 'n besigheid te bestuur. Dit help om sterk en swakpunte in 'n besigheid te bepaal. Veranderinge in 'n besigheid en die mark kan geïdentifiseer word en bestuur word daarvolgens. Dit help ook om finansiële verpligtinge na te kom, soos om jou verskaffers en dan baie belangrik jou werknemers ook betyds te kan betaal. Dit maak dit makliker om lenings aan te gaan, vinnige finansiering te kry of selfs wanneer jy besigheid wil verkoop. Dit is noodsaaklik om belastingbeplanning en belastingbesparing ook in ag te neem. Dit maak dit makliker om jou wins te bepaal en uit te betaal aan belanghebbendes. Al is 'n besigheid baie winsgewend, maar word verkeerd bestuur, is die kans groot dat die besigheid nooit suksesvol sal wees nie. Kontantbestuur is een van die grootste uitdagings in vandag se markomstandighede en wanbestuur daarvan kan net vermy word met 'n doeltreffende boekhoudstelsel. Indien boekhouding ooit oor jou pad kom, maak seker dat jy die voldoende opleiding ontvang of iemand aanstel wat reeds die nodige kennis het. Jy gaan na 'n hartspesialis toe as daar foute is met jou hart. So maak seker jy is of jy kry 'n spesialis vir jou besigheid se hart.